aan en die almal hier so vandag. Hier in die kerkgebou waarna ons verwys as die huis van die Here. Ons weet almal die Here woon oral. Maar het is goed om te weet daar's sekere ruimtes wat ons eenkant hou waar ons weet ons is hier om die Here te dien en om in die Here se teenwoordigheid te wees. En mag ons vandag dit ook so beleef. Ek sê voorlopig ook welkom aan almal wat vandag hier is van Bakenskop af. Dit is wonderlik dat ons saam kan kerk hou en dat ons bande al hoe meer kan vestig vir die pad vorentoe. Ons gaan begin saam sing. Ons sing by lied 450, Vader, Seun, Heilige Gees. En nou gaan ons 'n lied sing wat oorspronklik in die rooi jeugsangbindeltjie was en nou een van die vlamliedere is. Vlam 118, bly volhard soos atlete. Ons sal ons nou nie weet hoe dit is nie, want ons was nou nog nie daar nie. Maar as ek hierdie lied sing en ek lees die gedeelte waar Paulus ook praat van die verlosters wat vir ons aanmoedig, Hebreërs sê dit, dan is dit vir my lekker om te dink, jy weet, al my mense wat al gegaan het, hulle moedig my aan. Nee. Nou ons weet mos nou nie of dit regtig so is en of dit 'n metafoor is nie, maar dit is vir my goed om dit te weet. Jy weet, dat hulle vir my so wys of nee. Okay.
Lied 171, al twee die verse. Heilig, heilig. Kom ons sing dit staande. En dan kan ons weer ons plekke inneem wanneer ek nee, kom ons bly staan. Ons bly staan tot na die loflied. Gaaf. Geliefdes van hom wat is en wat was en wat weer kom en van die Gees wat van sy troon af uitgaan en van die Lam, genade vir julle en vrede. Kom ons sing nou tot lof van die Here by lied 201, lof sing die Heer, buig voor hom neer. En
Weer eens vir almal wat intussen bygekom het, baie welkom hier vanoggend. En dan in die besonder vir ons medegelowiges, ons broers en susters, ons vriende uit Bakenskop en waar die ook al vandaan af mag kom vandag. Baie welkom hier. Ons gaan nou die toewydingsgedeelte van die diens in. Vriende, ons worstel almal met sonde. Ek luister na ouens wat ek baie na opsien. Mense wat 'n lang pad met die Here kom en wat vir ons geweldig baie leer. En dan praat hulle van hulle stryd met hulle sonde. Dan wonder ek, waarvan praat hulle? Ons het almal 'n stryd met sonde. Dit pootjie ons. Jy val gedurig oor jou eie voete. Jy kom by punte waar jy twyfel. Goed gebeur en jy reageer verkeerd. Dit gebeur met ons almal. Maar oor wat ons almal gebeur, beteken dit nou nie, dis maar reg so nie. Maar is nodig dat ons na die Here toe gaan en vir die Here sê, Here, ek is jammer. Ek het geval en dat die Here dan gevra word, ons vra dan die Here, vergewe ons, was ons skoon. Kom ons doen dit nou, ons neem ons toevlug na die Here toe, met lied 239, sy eerste en vierde vers, Jesus rots vir my geslaan. Thomas Keating is 'n kontemplatiewe gelowige hier uit die 70s en 80s van die vorige eeu. Ek luister nou die dag na 'n gesprek met hom en dan sê hy daar, when we go to God and we say we're sorry, and we mean it, that's it. It's done. And God forgives. And God forgets. And He would be perfectly happy if we would forget about it ourselves. Ons sukkel om te vergeet. Dis ons wat die Here elke keer herinner. Ons sukkel met ons sonde, ons voel sleg. En as daai sleg voel, wat elke keer terugkom na ons toe. En die Here wil hê ons moet eintlik alles agter ons sit en elke keer weer voorbegin. Kom ons sing nou oor die liefde van die Here, die liefde wat ons lewe omvou en ons sonde opneem en vergewe.
Lied 286, Here God van liefde. Kom ons doen dit staande. Jou kanseltjie is so klein, ek moet nou besluit wat moet links en wat moet regs. Vriende, kom ons bid saam. Here, ons dank U vir hierdie wonderlike dag, 'n dag waarin ons kan leef, 'n dag waarin ons in U goedheid kan baai, 'n dag waarin ons die hele tyd hoor, God is genadig, God is liefde, God is met jou, God is in jou. Ons bid, Here, dat ons lewens daarvan sal getuig, dat dit wat ons nou gehoor het en dit wat ons gesing het, in ons lewens waar sal wees. Dat mense dit by ons sal kan raak sien. Here, dat ons dit self ook sal beleef, want U ken vir ons. Ons verloor baie keer ook kontak met onsself, omdat ons reeds kontak met U verloor het. Ons bid dat U deur die Gees daai verhouding wat ons met U het gedurig sal aanwakker, dat dit warm in ons harte sal brand elke dag. Dankie Here dat ons as gelowiges vandag hier kan saam wees, en gelowiges uit verskillende gemeentes, maar aan U verbind deur Jesus Christus en sy bloed wat vir ons gestort is. Ons bid Here dat U beide gemeentes sal bly seën, dat U vir ons sal aanhou die pad wys, en dat ons met onderskeiding op daardie pad sal gaan, dat ons 'n getuienis sal uitdra in Kimberley en waar ons ook al kom, van die God wat mense saambind, en wat hom nie laat keer deur enige grens, of enige beperking, wat ons as mense stel nie. Here, ons bid vandag in die besonder, vir hulle wat ontwortel is in die laaste paar weke. Ons sien hulle foto's in die koerante, ontheem, in die koue op hulle eie. Ons hoor van mense wat hulle werkers moes laat gaan, vir wie hulle lief geword het, wat naby aan hulle gekom het. Ons bid Here dat U alle wonde sal genees, maar dat U met daardie mense ook 'n pad sal loop, dat U vir hulle sal sorg, en dat U vir hulle op hulle pad mense sal gee wat hulle hande oopmaak. En dat ons harte altyd oop sal wees vir vreemdelinge,
Here, ons vra so maklik vra, ons veroordeel so maklik, ons hou etikette op. Bewaar ons daarvan as dit aanhou doen. Dat ons mense sal ontvang, maak nie saak wat die etiket nie. Want U het ons ontvang, so met al ons etikette. Here, ons hoor vandag reg oor die wêreld hoe U woord verkondig word. En dit gaan ook hier gebeur. En gebeur reeds. En ons bid dat die brood wat U so uitgooi, dat dit na U sal terugkeer, dat daar groot vrug sal wees met verloop van tyd. Wees U die een wat die naprediker is in ons lewens. Dankie Here dat ons alles wat ons nou bid, mag bid omdat U vir ons toegang tot U gegee het deur Jesus Christus. Amen. Die tema vandag is, wat is die belangrikste? Wat is die belangrikste in ons lewe? As iemand nou vir jou sou vra, wat is die kern van jou geloof? Wat is daai een ding waaraan jy glo, waaraan jy moet vashou? Wat gaan jy antwoord? Gaan jy die 12 artikels opnoem? Dit gee al klaar vir jou 12. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy voorhou as die een ding wat allerbelangrik is? Nou destyds het Jesus so 'n reeks gesprekke gehad met sy opponente. Hy het hulle nie sy vyande genoem nie, maar hy was hulle vyande wat hulle aanbetref. En hulle het op 'n dag daar in Markus, lees ons daarvan, het hulle so een na die ander gekom. Eers was die priesterhoofde daar met die familiehoofde, en net toe hulle weg is, toe kom die fariseërs en die Herodiane hand aan hand daaraan, en net daarna toe kom die Sadduseërs, en almal kom vra vir Jesus 'n vraag, om vir hom vas te vat, om hom vas te vra, om hom in 'n stryk te lei, om hom te beskaam. En toe kom daar 'n skrifgeleerde in Markus 12, vers 28. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe sien hy dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, of toe hy dit sien, toe vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Hy kon net sowel gevra het, wat is die belangrikste van jou geloof? Want die geloof het in Israel gedraai rondom die wet. En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig, meneer, sê die skrifgeleerde vir hom. Dit is waar wat hy gesê het. Die Here is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, en met jou hele denke, en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. En toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Dit is die woord van die Here. Sjoe, vir eens was daar iemand wat dit goed bedoel het met Jesus. Dit was onverwags, veral na al die ander nou daar was. Ek bedoel, eers kom die familiehoofde en die priesters moes nou daar aan, die hoofpriesters, die groot kanonne,
van Israel. Hulle kom eers daar na Jesus toe. En dan vra hulle vir hom oor sy gesag. Jy weet, met watter gesag praat jy wat jy praat? Hulle daag hom uit. En dan gee Jesus vir hulle 'n antwoord wat hulle op die ou einde beskaam, en dan loop hulle druipsterd weg. En hulle is net weg. Toe kom die Fariseërs en die Herodiane. Ek het net nou gesê hand aan hand, en ek sê dit spesifiek so, want hulle was eintlik vyande. Die Herodiane het gehou van Herodes en die Fariseërs het hom gehaat. Die Herodiane het gesê jy moet belastings betaal en die Fariseërs het gesê jy moet probeer om dit nie te doen nie. Hier kom hulle hand aan hand en hulle vra vir Jesus, jy weet, is dit reg dat ons belastings gee vir die keiser? En dan sê Jesus vir hulle, betaal vir die keiser wat hom toe kom en aan God wat God toe kom. En dan loop hulle ook druipsterd daar weg. Hulle spoor is nog nie koud nie, toe kom die Sadduseërs. Hulle het nie geglo in die opstanding nie. En nou vra hulle vir Jesus oor die huwelik in die hiernamaals. En weer eens gee Jesus vir hulle 'n antwoord wat hulle skaam maak, en dan loop hulle ook druipsterd weg. En op hierdie punt sê jy vir jouself, al sy vyande was nou al daar, behalwe die skrifgeleerdes. Want wag, daar steek een sy hand op. Hy het 'n vraag. Nee. En dan die wonderlike ding, dat hy nie kwade bedoelinge met Jesus het nie. Hy vra baie opreg, want hy wil weet, wat is die grootste gebod? Wat is die kern van ons geloof? Hy beklei nie. Hy wil regtig weet wat die Here wil sê. Wat is die grootste gebod? Nou Jesus sit daar met 'n vraag wat seker een van die mees kritiese of kritieke vrae was van daardie tyd. Kritiek belangrik. Ek dink almal se ore was gespits toe die ou die vraag vra. Want sien, hulle het baie wette gehad, behalwe vir die 10 gebooie, was daar nog 613 statute en stipulasies wat hulle moes nakom. En elkeen van hulle het ook nog weer 'n reeks uitbreidings gehad, want daar was ook goed soos, wat moet jy nou doen as jy daai sonde gepleeg het? Hoe groot gaan die offer wees wat jy moet bring om jou sonde voor die Here toe kom bely, om 'n teken te wees van jou berou? Hoe moet jy maak daarna? Hoe maak jy weer op met die mense wat jy te nagekom het, ensovoorts. So daar was 'n hele uitgebreide besigheid gewees rondom hierdie 10 gebooie en 613 ander statute wat hulle moes nakom. Jy moes jou sit en staan ken, jy moes weet. Kyk, ek gaan nie al daai goed nakom nie, dit is amper onmoontlik vir my, maar ek moet nou weet wat is die belangrikste, want hulle moet ek nakom dat ek my skande net 'n bietjie kan beperk. Ek wil nou nie 'n ding doen waar ek 'n bees moet gaan offer nie, of 'n skaap. Miskien eerder van daai wat jy 'n tortelduif of 2 hoef te offer, want dit kos jou niks, dit net 'n bietjie moeite om die tortelduif in die hande te kry. So jy sien, ek sê dit tog in die kies, maar dit het jou begroting geraak. So jy moes weet, wat is die belangrikste om te doen, wat is die grootste sondes wat jy moet vermy. Ons weet tog almal, daar is eintlik nie 'n groter of 'n kleiner sonde nie, almal is verkeerd, almal is sondig, almal is 'n verbreeking van die verhouding met God en met die naaste. Ons weet dit mos nou, daar is nie 'n groot of 'n klein sonde nie. En tog, almal van ons wat hier sit, sal sê, dis daarom maar erger om iemand te vermoor as om te vloek.
Ons sal sê renosterstroop is daarom baie erger as om 'n paar vetplante te steel. Ons sal sê 'n spoedoortreding is erger as watermors. Maar as jy in die wêreld bly, dan is watermors miskien erger as 'n spoedoortreding. Die mag miskien pla onder 'n perro. Jy sien, ons het almal hierdie ding in ons. Ons weeg die grootte van sondes op. Ons sal sê, maar my sonde, daar's 'n bietjie van 'n verduideliking vir my sonde. My buurman het nie 'n verduideliking nie. My vyand het nie 'n verduideliking nie. Myne is 'n bietjie ligter as daai ene sin. So ons is altyd besig met hierdie opweery. Dit bly vir ons aktueel. So, Jesus, Meester, wat is die grootste gebod? Wat sê u is die belangrikste? En dan sê Jesus vir hom, voor jy daai vraag vra, vra eers wie is God vir jou? Voor jy oor reg en verkeerd praat, vra eers wie is God vir jou? Wat is jou verhouding met die Here? Want wanneer jy met hom in 'n verhouding is, dan vra jy vir jouself, wat maak my geliefde gelukkig? En wat maak my geliefde seer? En dan vra jy dit in opregtheid en jy wil gaan doen wat reg is. So vra eers, wie is God vir jou? En dan sê Jesus hierdie ding, die Here, ons God, is die enigste Here. Hy is uniek, hy is bo alles. En as hy dit vir jou is, dan wil jy die Here en jou naaste lief hê en dien. Dit gaan oor die verhouding. Vriende, sonder 'n verhouding met die Here, 'n liefdevolle verhouding, 'n verhouding van jy weet jy is afhanklik, maar jy weet ook dat God is groot en God is goed. Sonder daai verhouding kan al die lysies wat jy maak van sondes en van goeie dade, al die sogenaamde sondelyste en deugdelyste, jy kan hulle in hulle hordes bymekaar maak. En hulle kan jou miskien 'n bietjie sensitiseer, dat jy 'n bietjie versigtiger is, dat jy 'n bietjie beter dink voordat jy iets doen. Maar Paulus sê, sonder 'n verhouding met die Here, werk daai lyste eintlik aan die kant toe. Sonder 'n verhouding kom jy dit nou nie na nie, en dan voel jy nog skuldiger en nog slegter, en dan dryf jy nog verder weg van die Here af, want jy probeer elke keer die dinge regmaak van jou kant af met al jou lysies. Ek weet nie hoe julle is nie, my tipe persoonlikheid, my manier, as dinge vir my te veel word, dan begin ek skryf, hierdie goed moenie, hierdie goed moet. Ek het nou al te veel goeders hier ingegooi in my volgende week. Ek is agter met dit en ek moes al by daai ene gewees het ensovoorts. Reg, kom ek maak net 'n lys, kom ek kry net my prioriteite weer hier agter mekaar en dan voel ek nou goed. Okay, ek het dit nou uitgesorteer. So in die volgende 2 weke is ek weer by. Maar ek is nog nie by nie. Ek moet dit nog gaan doen. En dis nou gewoonlik daar waar dit nou weer vou. Alles in jou eie krag, alles jou eie pogings. Nee vriende, wat nodig is om God en my naaste lief te hê en van harte te dien, is dat ek dit by God self moet gaan leer. Ek moet by die Here gaan sit. En ek weet dit klink, jy kan nou die vraag vra nou, wat beteken dit nou?
Net dit. Gaan sit net by die Here. Here, hier is ek. Jy kan jou naam byvoeg as jy wil, maar die Here weet, hier is ek, hier is ek. Met al my nonsens. Met al die goed wat my weghou van U af, met al die goed wat my skaam maak, met al die goed wat ek nie in my lewe wil hê nie, en met al die gawes wat ek het, en al die goed wat U vir my gegee het, Here, hier is ek, en dan vir die Here toe te laat, om sy lig te laat skyn, op sy beeld in jou, wat hy nog altyd daar gesit het, en dat jy in daai kyk na sy beeld in jou wat hy ophelder, dat jy daar ontdek wie jy eintlik is, kind van God. Dat jy Jesus raak sien in jou, en die Gees toelaat om jou net te gaan, om vir jou die krag te gee, die wil te gee, om net trekkie vir trekkie verder te loop. Ek weet nie wat wil jy meer doen as dit nie, want enige iets meer as dit voel vir my, of jy al klaar weer oorgeneem het, en besluit het, ek sal maar die stuur vat, hier gaat niks hier gebeur nie, ek sit maar net hier. Dit is een van die grootste emosies van wantroue in die Here, om te sê, hier gebeur niks nie, want ek sit maar net hier. Ja, sal die Here vir jou kan antwoord, jy sit maar net daar, maar nie ek nie. Ek is besig om te werk in jou, ek is besig om die wêreld om jou te verander. So sit maar net daar, en luister wat die Here vir jou wil sê, wat hy vir jou gee. Hoeveel tyd spandeer ons daaraan? Hoeveel tyd spandeer jy daaraan? Hoeveel tyd spandeer ek daaraan? Is dit genoeg? As dit nie genoeg is nie, wat gaan ek daaromtrent doen? Vriende, 'n paint by numbers tipe etiek kan nie kers vashou by 'n etiek wat leef, wat gebore is in die hart van God nie. By 'n etiek wat gebore word uit liefde en deernis wat die Here vir jou gegee het nie. Jy weet net, ek moet nou so maak. Ek moet nou so maak. Nee, ek moet nie nou vir hierdie een wegstuur nie. Verstaan? Wanneer jy gedrenk word in die liefde en die deernis van die Here, dan het jy 'n wete wat reg is op die spot. Ons kan baie tyd spandeer om te wonder oor sonde en daaroor te teoretiseer en sê, ja, dis verkeerd. Maar op die toneel, dis waar het baie keer sukkel. Jy kan nie altyd daar so lekker onderskei nie. Jy kan nie vir mense wetlik verplig om lief te hê nie. Jy kan nie liefde met 'n edik oproep nie. Jy kan mense verplig om hulle plig na te kom, wat hulle ooreengekom het, hulle gaan nakom. Ja. Maar dis pligpleging. Maar 'n pligsetiek, vriende, is nie net brandarm nie. Dis gevaarlik. Dit lei selfs baie keer tot die dood. So ons moet nie daar soort van pad loop nie. Nee, ons moet hierdie pad loop waar ons God toelaat om in ons in te werk, die binne dinge te doen wat net God weet hoe, en dit dan te laat uitkom in die vrug van die Gees. Dit is wat by ons moet gebeur. My bydra is om te gaan sit en vir die Here te sê, Here, doen daai werk in my. En as dit gebeur het, dan vra jy nie meer sulke simpel vrae, soos wat die ouens baie keer vir Jesus gevra het nie. Wie is my naaste?
Jo, dis een van die simpelste vrae wat 'n mens kan vra, nee, maar ons vra dit elke dag. Vir onsself, is hierdie my naaste? Nee, ek dink nie dis my naaste nie. En daai ene, ja. Wie is my naaste? Dis 'n simpel vraag. As jy gevul is met die deernis van die Here, dan is die naaste die ene wat by voor jou is wat deernis nodig het. Jy vra nie, hoeveel keer moet ek vergewe nie? Dis irrelevant vir jou. Dis 'n onbelangrike vraag. Jy vra nie, Here, jy weet tot op watter punt moet ek maar gee en gee en gee? Op watter punt is daar, sou u sê, waar my goedheid nou misbruik word? Wat is die drempel? Jy vra nie daai soort van vrae nie. Jy laat God net toe om aan jou te werk en te doen wat God wil doen, sodat jy in jou binneste altyd kan weet, dit is wat ek nou hier moet doen. So weer eens, hoeveel tyd spandeer ons daaraan, want dis die kern van ons geloof. Ek wil afsluit met 'n ander punt, en dit is, ons moet nader aan die Here kom as naby. Ons wil baie keer nou vir iemand ter wille wees, en ek voel so met die skrifgeleerde, genade, hy het nou, anders as al die ander, het hy opgetree. Hy het ander soort vrae gevra. Toe Jesus vir hom sê, wat is die belangrikste, toe het hy nogal saamgestem, en hy het van harte saamgestem. Mooi so, u antwoord baie goed. Toe gaan hy nog verder as Jesus, en hy haak Micha en Hosea by. En hy sê, die Here het nie behaag in ons diereoffers en brandoffers nie. Hy gaan nou nie verder en sê wat Hosea en Micha gesê het nie, maar dit word geïmpliseer. Hy soek by ons deernis, hy soek by ons, dat ons die weduwees en die wese sal versorg, en dat ons die vreemdelinge onder ons sal lief hê. So hy gaan die volle pad. Klink dit vir my? En dan sê die Here vir my, hy is net naby. Hy is nog nie daar nie. En dan kon die Here nie maar gesê het, jy weet, nee, dis pragtig, kom sit jy is binne nie. Nee. Hoe moet ons dit verstaan? Ek weet nie, miskien is daar twee dinge wat die Here eintlik wou sê met daardie opmerking. Die ene is dat Jesus is ons nou die vergestalting van die koninkryk van God. Daar waar Jesus beweeg het die koninkryk beweeg. Miskien wou hy vir hierdie man sê, wie jy is so na in die koninkryk, soos wat jy aan my is. Fisies. Jy weet net nie hoe naby jy is nie. Maar jy is nog nie binne nie. Jy kan in die voordeur staan, dan is jy nog steeds buite. Jy het nog nie die volgende tree gegee om binne te kom nie. En so is dit baie keer met mense, dat jy tot naby die Here kom, dat jy die Here eer, dat jy selfs alles toegee wat jy lees en sien, maar dat jy net nie so ver wil kom om 'n verbintenis met hom te hê nie, om jou te verbind aan hom, om 'n verhouding met hom te hê nie. Jy eer hom, maar dit kom tot daar. Jy weet, maar jy sukkel met vertrou. Dan is jy nog buite. Ek weet nie of julle kan onthou nie, of Springbok Radio destyds, die top 20. Ja, en dan as die top 20 nou klaar gespeel is, dan was daar nog 'n lied wat hulle gespeel het, wat besig was om nou op te kom. Hulle daarna verwys as On the Outside Looking In. Nou, baie keer is dit met mense so, hulle staan buite, hulle kyk so in, maar hulle gaan nie in nie. Maar dis nou hulle.
wat van ons? Ons wat mos nou weet, ons is binne. Ons het mos nou al lank al dit gedoen het, ons het ingegaan in die huis in. Ons is in die koninkryk. En tog voel ons baie keer ook. Ons is ver van die Here af, baie keer trek ons dwars, baie keer gee ons vir die vlees meer gelyk as wat ons moet. Baie keer is ons on the inside looking out. Wat wil die Here vir ons sê? Miskien maar net dit. Hou op uitkyk. Raak gewoond aan die binnewees. En nie net in die voorkamer nie, sommer in die binnekamer. Wees daar. Die ander ding wat die Here dalk wou gesê het was, jy weet wat is reg. Jy het dit met groot oortuiging gesê. Gaan doen dit. Maar dis mos nou waar die toets is. En baie keer weet ons, maar ons kry dit nie gedoen nie. As weerstande. Jy kom net nie so ver nie. Ek onthou toe ek 'n kind was, moes ek baie keer, ons het op die plaas mikrobesproeiing gehad, en dan moet jy nou elke slag as jy die kraan oopgedraai het, moet jy nou deur al daai rye in die boord gou deur hardloop om te kyk of al die spuite oop is of hulle werk, of waar nie een is wat verstop is nie. En beteken dan kom jy by 'n lyn, dan is daai hele lyn dood. Dan sak jy moed in jou skoene. En dan moet jy eens gaan afsit en dan moet jy net die pyp daar sny of oopmaak of iets doen, wat ook al, want daar is 'n padda. Nou baie keer is daar 'n padda in die pyp. Ons weet wat is reg. Ons wil dit ook doen. Maar daar is 'n padda in die pyp. En daai padda moet verwyder word. En ons moet agterkom wat dit is, dat ons dit vir die Here kan gee. So waar is jy? Is jy binne? Is jy op die drempel? Is jy ver weg? Kyk jy uit by die venster? Waar is jy? Dis 'n verskriklike, belangrike vraag waarop jy moet antwoord. Want die Here sê, dis die kern van ons geloof, dat ons nie net moet weet, God is ons enigste God nie, in daai verhouding staan nie, maar dat dit moet uitspeel in liefde en deernis vir ander mense. Mag die Here vir ons daarmee help. Ons sukkel baie. Amen. Here, ek wonder nie eers wat in almal se koppe aangaan vanoggend nie. Want ek het genoeg wat in my kop aangaan. Maar ek bid dat U in ons elkeen se denke sal inwerk en ons omwerk. Dat ons gedagtes op U rig, want U is ons enigste God. En dat dit 'n verhouding sal wees van liefde, van oorstelptheid deur U goedheid. En dat ons nie vrae sal vra nie, maar net sal uitgaan en sal gaan doen wat ons hand vind om te doen. In die vertroue dat die Gees elke keer ons hand en die doen bymekaar bring. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus, wat vir ons nie die voorbeeld hierin was nie, maar wat vir ons die weg is waarop ons loop. Amen. Vriende, dan gaan ons nou sluit met die slotlied 530.
praat ek mense engele tale, maar is nie uit liefde nie, dan help dit nie. Goed, so na die uitspreek van die seën, dan sing ons, gaan dan heen. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle sy vrede gee.